Hallo, hallo al julle groot vier slimkoppe. So, is julle gereed? Vandag gaan ons 'n bietjie vir die eksamen oefen, maar ons gaan dit op 'n lekker, prettige manier doen. Dis nou jou kans om te wys wat jy alles weet oor lewende dinge. Kom ons spring dadelik weg. Ok, so as jy gereed om jou kennis te toets. Moenie bekommerd wees nie, hierdie is glad nie 'n regte toets nie. Nee, ons gaan 'n lekker vraespelletjie speel. Dink daaraan as 'n uitdaging om daai slim breine van julle lekker op te warm vir die eksamen. Goed, ronde 1, hier kom hy. Goed, hier is julle eerste vraag. Luister mooi, né? Hoeveel lewensprosesse moet lewende dinge uitvoer? Dink gou-gou 'n bietjie daaroor. Wat is daai magiese nommer? Kom ek gee jou 'n oomblik. Dink mooi. En die antwoord is al 7 prosesse. Jep, jy het reg gehoor. 7. Vir enige iets om te sê ek lewe, moet dit al 7 hierdie superbelangrike dinge kan doen. As jy dit reg gehad het, wel gedaan. Mooi so. Reg. Nou vir 'n vraag wat jou 'n bietjie sal laat dink. Hoe beweeg 'n dier? En hoe beweeg 'n plant? Jy sien, 'n hond hardloop om 'n bal te vang, maar 'n plant kan mos nie hardloop nie, of kan hy? Dink 'n bietjie hoe 'n sonneblom deur die dag draai om na die son te kyk. Hulle beweeg al 2, maar hoe verskil dit? En hier is die groot geheim. Diere, wel, hulle gebruik hulle hele liggaam, nê? Hulle bene, vlerke of vinne om van een plek na 'n ander te kom. Hulle verander van posisie. Maar plante is 'n bietjie anders. Hulle beweging is baie stadiger. Die wortels groei af op soek na water en die blare en blomme groei op en draai na die lig toe. Dis eintlik ongelooflik slim. Ok, volgende vraag. En hierdie een gaan oor kos. Jam. So, hoe kry diere hulle kos? En hoe kry plante hulle kos? Dis nou maklik om te dink aan jou eie toebroodjie vir pouse, maar 'n plant sit mos nie en besel aan 'n pakkie skyfies nie, né? So, hoe werk dit? Wel, kykie, diere moet rondbeweeg en ander goed eet. Hulle eet of plante of hulle eet ander diere om hulle energie te kry. Maar plante, wow, plante is soos klein towenaars in hulle eie kombuis. Hulle gebruik doodgewone sonlig om hulle eie kos te maak. Dis hulle spesiale superkrag. Reg, volgende lewensproses. Hoe maak diere en plante? Wel, babatjies. Met ander woorde, hoe sorg hulle dat daar meer van hulle eie soort kom? Hoe plant hulle voort? So, met diere is dit redelik eenvoudig. Hulle kry lewendige babas of hulle lê eiers. Maar plante, hulle het 'n ander plan. Hulle maak sade. Dink aan daai klein pikkies in 'n appel of die saadjies van 'n sonneblom. En wanneer daardie saadjie in die grond beland en alles is net reg, bietjie water, bietjie son, dan gebeur die towerkuns. Dit begin groei. En daai spesiale woord daarvoor is ontkiem. Onthou hom, né? Ontkiem. Ok, almal, haal gou diep asem in en uit. Sien, ons doen dit almal. Maar die vraag is, haal plante en diere presies dieselfde gas in? Wat het jy nou net ingeasem? En wat dink jy het 'n plant nodig om asem te haal? Hierdie is regtig interessant. Kyk, diere nes ek en jy haal suurstof in. Ons kan nie daarsonder lewe nie. Maar plante, hulle is die teenoorgestelde. Hulle neem koolstofdioksied in. Dis die gas wat ons uitasem. Hulle doen dit deur soeke piepklein mondjies op hulle blare en daai mondjie se naam is stomata. Dis amper asof ons vir mekaar help asemhaal. Reg, die laaste lewensproses vir hierdie ronde. Dink so daaroor. Alles wat eet en drink moet ook ontslaa raak van die gemors wat oorbly. So, hoe raak diere van hulle afvalstowwe ontslaa? En hoe doen plante dit? Wel, diere doen dit op 'n paar maniere, né? Hulle urineer, hulle sweet of deur hulle ontlasting. Maar plante se plan is net briljant. Hulle stel hulle afvalstowwe vry deur hulle blare. En nou moet jy raai wat een van daai afvalstowwe is? Dis suurstof. Ja, die einste ding wat ons nodig het om te lewe is 'n plant se afvalproduk. Hoe ongelooflik is dit nie? En daarmee is ronde 1 verby. Julle doen great. Maak julle reg vir ronde 2. En ons is terug vir ronde 2. Goed, kom ons duik dadelik in. Die vraag is, wat presies is 'n nie lewende ding? En kan jy sommer aan 2 voorbeelde dink? Kyk 'n bietjie rondom jou. Wat sien jy wat nie groei of asemhaal of kos eet nie? Die reël is eintlik baie eenvoudig. 'n Nie lewende ding is enige iets wat nie al 7 daardie lewensprosesse kan doen nie. So,
'n klip kan nie groei nie. 'n Lepel kan nie voortplant nie. Selfs iets soos vuur of golwe in die see. As jy aan enige iets soos 'n klip, 'n stoel of 'n boek gedink het, is jy 100% reg. Fantasties. OK, hierdie is 'n belangrike deel van die lewensiklus. Wat gebeur met lewende dinge aan die einde van hulle lewe? As hulle baie oud word of miskien baie siek of seer is? Wel, dan hou hulle op om te lewe. Die woord wat ons gebruik is dat hulle gaan dood. En is belangrik om te onthou, dis 'n heeltemal natuurlike deel van 'n lewe vir elke enkele lewende ding. Goed, hier is 'n ware kopkrapper vir julle slimkoppe. Dink hieroor. Hoekom is 'n tak wat jy van 'n boom afbreek skielik nie lewend nie? 'n Minuut gelede was dit nog deel van 'n lewende boom. So wat het verander? Dis omdat dit afgesny is van sy kragbron, die boom. Dis soos om die prop van 'n rekenaar uit te trek. Die tak kan nie meer water uit die wortels kry nie, hy kan nie meer kos maak nie, hy kan nie meer groei nie, hy kan eenvoudig net nie meer daai 7 lewensprosesse doen nie. En daarom is dit nou nie lewend. Onthou julle ons het vroeër oor daardie wonderlike sade gepraat? Wel, hier is 'n vraag daaroor. Wanneer presies besluit 'n saadjie, goed, dis nou tyd ek gaan begin groei? Die antwoord is wanneer alles net perfek is. 'n Saad wag vir die regte toestande. Dit het 3 dinge nodig: die regte hitte, genoeg water en 'n bietjie sonlig. Sodra hy al 3 daardie dinge het, dan sê ons die saad, wat was weer daai woord? Ontkiem. Baie mooi onthou. En hier is ons, die heel laaste vraag van ons speletjie, en hierdie is 'n baie interessante een. Jy het seker al gesien hoe brooddeeg rys en groot word. Dis as gevolg van iets wat ons gis noem. Maar wat is gis eintlik? Maak julle gereed vir hierdie een, want dis nogal 'n verrassing. Gis is lewende mikroorganismes. Ja, regtig. Hulle is piekklein, klein lewende dingetjies, so klein jy kan hulle nie eens sien nie. Wanneer hulle in die deeg is, stel hulle 'n gas vry wat borreltjies maak, en dis daai borreltjies wat die brood laat rys. Sjoe, so selfs iets wat jy nie kan sien nie, kan lewendig wees. En dit, my vriende, is die einde van ons vraespeletjie. Baie goed gedoen. Kom ons hardloop net vinnig deur die belangrikste goed om te onthou. Eerstens, lewende dinge doen al 7 lewensprosesse. Tweedens, plante is ongelooflik, want hulle maak hulle eie kos met sonlig. Derdens, diere moet ander dinge eet. En laastens, as iets nie al 7 daai dinge kan doen nie, dan is dit nie lewend. Dis so maklik soos dit. Julle het fantasties gedoen vandag. Onthou, jy is 'n absolute slimkop. Baie sterkte met die eksamen, jy gaan great doen.